Hallo almal. Ons hoor altyd rook is sleg vir jou longe, né? Maar het jy al ooit gewonder wat dit aan die res van jou liggaam doen? Vandag kyk ons spesifiek na die ongelooflike skade wat rook aanrig aan jou are en bloedvate. Dis basies die hele pyplynstelsel wat lewe na elke sel in jou liggaam vervoer. So kom ons duik in en kyk presies wat op 'n biologiese vlak gebeur. Goed, hier is ons plan vir vandag. Eers gaan ons bietjie terugkyk na die geskiedenis. Hoe het rook so 'n reuse probleem geword? Dan, wie is dit wat vandag die meeste rook? Van daar af gaan ons die wetenskap van nader bekyk. Presies hoe val sigaretrook jou are aan en wat is die gevolge daarvan? En dan, die belangrikste deel, ons sluit af met hoop, die pad na herstel en hoe jy suksesvol kan ophou. So, voor ons by die fynere detail van die biologie uitkom, is dit regtig belangrik om te verstaan presies hoe groot hierdie probleem is. Ons praat nie van 'n klein kwessie nie. Ons praat van 'n krisis wat 'n hele eeu se gesondheid beïnvloed het. En luister, dis nie net 'n opinie nie. Die Amerikaanse chirurg-generaal het dit een van die grootste openbare gesondheidskatastrofes van die 20ste eeu genoem. Dink 'n oomblik daaroor. 'n Katastrofe. Dis 'n ongelooflike sterk woord en dit wys jou net hoe ernstig die mediese wêreld hierdie bedreiging sien. En hier is die syfer agter daardie waarskuwing. Meer as $480,000. Dit is hoeveel mense se lewens in die FSA alleen elke liewe jaar kortgeknip word as gevolg van rook. Dis gelykstaande aan die hele bevolking van 'n groot stad wat elke jaar van die kaart afgevee word. Dis skokkend. En die impak stop nie by persoonlike tragedie nie. Dis ook 'n massiewe ekonomiese las. Meer as $300 miljard elke jaar. Dis geld wat gaan na direkte mediese sorg en verlore produktiwiteit. Dis 'n ongelooflike swaar las wat die hele samelewing op die ou einde moet dra. Goed, dit was die groot prentjie. Kom ons zoom nou 'n bietjie in op vandag. Wie is die mense wat tans in die VSA rook? Die demografie vertel 'n baie interessante storie. So, teen 2017 het ongeveer 14% van volwassenes nog gereeld gerook. Dis natuurlik goeie nuus dat die syfer aanhou daal, maar dit beteken steeds miljoene mense loop steeds 'n groot risiko. Die vraag is, wie is hier die 14%? Wel, die antwoord is nie so eenvoudig nie. As ons dit begin opbreek, sien ons dadelik 'n patroon. Rook is steeds 'n bietjie meer algemeen onder mans as onder vroue. Dit lyk dalk na 'n klein verskil, maar as jy dit oor 'n hele landsbevolking uitsprei, is daardie paar persentasiepunte 'n beduidende gaping. Maar nou, hier is waar dit regtig opvallend raak. Kyk net na hierdie gaping. Byna 37% van mense met 'n basiese algemene gelykwaardigheidsdiploma rook. Maar as jy kyk na mense met 'n nagraadse graad, is dit net 4,1%. Dis 'n ongelooflike sterk verband tussen opvoedingsvlak en rookgewoontes. En dis presies dieselfde storie as ons na inkomste kyk. Mense in huishoudings wat minder as $35,000 per jaar verdien, rook teen 'n koers van meer as 21%. Vergelyk dit met die wat meer as $100,000 verdien, waar die koers onder 8% is. Die sosio-ekonomiese faktore hier is onmiskenbaar. Goed, ons weet wie rook, maar nou die groot vraag, wat gebeur presies binne in die liggaam met elke enkele trek van 'n sigaret? Kom ons kyk na die werklike fisiese skade wat rook aan daardie delikate pyplyn van jou are aanrig. Al is die wetenskap nogal kompleks, kan ons die skade in 3 hoofaanvalle opdeel. Nommer 1, dit beskadig die fyn delikate binneste voering van jou are. Nommer 2, dit verander die samestelling van jou bloed en maak dit baie meer geneig om te klont. En nommer 3, dit veroorsaak 'n toestand van konstante chroniese inflammasie reg deur jou liggaam. Kom ons fokus gou op daardie eerste punt. Stel jou voor, die binnekant van 'n gesonde aar is ongelooflik glad, amper soos teflon. Hierdie laag word die endoteel genoem. Rook veroorsaak iets wat endoteliale disfunksie genoem word. Dit beteken basies daardie gladde oppervlak word grof en klewerig soos skoeierpapier. En dit is die heel eerste stap in die proses waar gevaarlike gedenkplaat begin vorm. En onthou, dis nie net die teer en die rook wat die skade doen nie. Nikotien, die chemikalie wat jou verslaaf maak, voer sy eie direkte aanval uit. Dit jaag jou bloeddruk op, dit mors met jou liggaam se vermoë om suiker te verwerk en dit gooi jou hele vetmetabolisme heeltemal deurmekaar. Dis 'n veelvlakkige aanslag van alle kante af. So al hierdie biologiese skade is besig om oor jare op te bou. Maar wat beteken dit in die regte wêreld vir 'n regte mens? Hierdie afdeling kyk na die kliniese siektes en die werklike gevolge wat direk uit hierdie skade spruit.
Hierdie syfers is werklik skokkend. Ons kyk hier na perifere arteriële siekte of PAS, 'n toestand waar die are in jou bene vernou. Selfs as jy opgehou rook het, is jou risiko steeds 3 keer hoër as 'n nie-roker, maar kyk nou na die swaar rokers. 21 keer die risiko. Nee, dis nie 'n etiekfout nie. Jou risiko is 21 keer hoër. Hoe meer jy rook, hoe groter die gevaar. Dis 'n direkte dodelike verband. Goed, na daardie skokkende statistiek, hier kom die goeie nuus. En hierdie punt is krities belangrik. Die skade is nie noodwendig permanent nie. Hierdie grafiek wys baie duidelik hoe jou risiko vir PAS dramaties begin afneem hoe langer jou rookvry bly. Jou liggaam het 'n ongelooflike vermoë om homself te begin genees, sodra jy ophou om dit aan te val. Die impak is selfs sigbaar in die sukses van lewensreddende chirurgie. Vir pasiënte wat 'n omleidingsoperasie in hulle bene nodig het, het rokers 'n 2.35 keer hoër risiko dat daardie oorplanting sal misluk. Maar, weer eens, hier is die hoop. Die sukseskoerse van voormalige rokers is byna identies aan die van mense wat nog nooit gerook het nie. Dit wys net hoe krities belangrik dit is om op te hou, veral as jy voor 'n operasie te staan kom. Ons het nou die probleem van alle kante bekyk. Maar kennis alleen is nutteloos as daar nie aksie is nie. So kom ons fokus op die belangrikste deel van alles, die oplossing. Wat werk werklik as jy permanent wil ophou rook? Vir dokters is daar 'n bewese 5-stapplan bekend as die 5 A's. Hulle moet vra oor jou rookgewoontes, jou adviseer om op te hou, assesseer of jy gereed is om op te hou, jou assisteer met 'n plan en dan reël vir opvolgsessies. As jy 'n roker is dit die gesprek wat jy met jou dokter moet hê. Dis 'n proaktiewe benadering wat werk. En daardie assisteerstap is deurslaggewend, want daar is hulpmiddels wat 'n reuse verskil maak. Kyk hierna. As jy dit alleen probeer met 'n placebo, is die sukseskoers maar skraal, minder as 14%. Maar as jy kombinasie nikotienterapie of voorskrifmedikasie soos Varenicline gebruik, skiet daardie syfer op na oor die 30%. Die boodskap is duidelik, moenie dit alleen probeer doen nie. Deur hulp te gebruik aan jou kanse op sukses letterlik verdubbel. Laastens, hier is jou praktiese gereedskapskis. Kies 'n dag om op te hou en mik vir totale onthouding van daardie dag af. Wees versigtig met alkohol, want dit kan jou wilskrag verswak. Kry jou gesin en vriende se ondersteuning. Ken jou snellers, daardie eerste koppie koffie of 'n stresvolle oomblik by die werk en maak 'n plan hoe om dit te hanteer. En ja, onttrekkingssimptome gaan moeilik wees, maar onthou altyd, dis tydelik. So, die finale boodskap is dit, terwyl die skade wat rook veroorsaak werklik en ernstig is die liggaam se vermoë om te herstel net so merkwaardig. Die wetenskap is duidelik. Die vraag wat oorbly is 'n persoonlike een. Dokters spraak van leermomente, 'n diagnose, 'n komende operasie, 'n mylpaal in jou lewe wat verandering kan aanvuur. Dankie dat jy vandag ingeskakel het.